Ek gaan vanoggend met u gesels oor die tema van tegnologies geseënd. Net so 'n paar verwikkelinge in tegnologie met u deel, veral as mense kyk na tegnologie en geloof. Kyk, waar is ons nou? Ja, kom stop eers daar. In hierdie tempel in Kyoto in Japan, die tempel is oor die 400 jaar oud, en in hierdie tempel sal jy vir Mindar raadloop. Ek dink Andre, ja, daar is hy. Dis 'n robotmonnik. Hy lei boeddhiste in gebed en in bidure, en hy kan ook enige vraag vir jou antwoord. En die mense wat hom gebou het, het duisende jare se boeddhistiese kennis binne in hom ingegiet. En daar's gemengde reaksie by die boeddhiste oor Mindar. En dan ook as jy na Europa toe gaan, in Warskau, die hoofstad van Pole, sal jy vir Santu raakloop. Hy is 'n katolieke priester wat diens doen in 'n kathedraal in Warskau. En baie van die katolieke wat hierdie kathedraal besoek, baie mense besoek dit nou die aard van die saak, omdat hulle weet, maar hier's 'n AI priester wat die diens doen. En baie mense wat daar was, het gesê, maar hulle is beïndruk met sy kennis. En ten minste is hy geslagtelik neutraal. Hy is nie manlik of vroulik nie, en hulle dink dit help 'n bietjie. En hy is ook betroubaar, né? Hy gaan nou nie droog maak soos wat party priesters maar soms doen nie. Hy word ook nie ouer nie, hy word eintlik maar net slimmer. En dan die laaste wat ek net julle van vertel is 'n hologram of 'n avatar wat jy sal kry in Lucerne in Switserland. Hulle noem hom Deus in Machina. Dit is God in die masjien. So jy kan, as jy in hierdie kathedraal ingaan, die kerk van Paulus noem hulle dit. As jy daar ingaan, kan jy na die biegehokkie toe gaan en jy kan met hierdie avatar gaan praat. En hy is ook geprogrammeer om te luister en om jou vrae te interpreteer volgens die woord. So kom die tegnologie baie naby aan ons. Daar's ook verskeie AI Jesus webwerwe. Ek sou nou nie aanbeveel dat jy dit gebruik nie. As jy daar bo lees, staan daar, Jesus loves you, but he is in high demand. You are next in the queue. So jy moet maar 'n bietjie wag, maar dit sal by jou uitkom. Daar is tog onderkant wat die mense ook sê, jy weet, ons vrywaar onsself net. Moet nou nie hier luister en dan gaan sê, maar die Here het met my gepraat nie. So daar's verskillende maniere wat tegnologie grense oorsteek, veral as dit kom by geloof. En as ek nou vanoggend vir jou vra, terug in jou eie lewe, wat het jy vanoggend met jou tegnologie gedoen? Ons leef binne in tegnologie en saam met tegnologie, en baie keer aanvaar ons dit maar net as vanselfsprekend. Die toestel wat vanoggend vir my sê, waar trek die solarkrag van my huis of my plaas? Of die masjien wat die bone vanoggend gemaal het, net soos ek hom geprogrammeer het, om my koffie vir my te maak, net soos ek daarvan hou. So is daar baie tegnologie reg rondom ons. En ek wil vanoggend ook vir jou vra, maar wat het jou tegnologie vanoggend met jou gedoen? Ek dink die doel van tegnologie, as mens nou baie wyd kyk, van die begin af dink ek, was dit om orde te bring, om sekere dinge onder beheer te bring. As dit nou is om die water van 'n stroom te begelei in 'n kanaal binne 'n dam in, of dit is om die magdom inligting en data wat op die internet is, so te rangskik dat jy toegang kan kry tot dit wat jy op 'n spesifieke oomblik nodig het. Dit is dink ek deel van die doelwit van tegnologie. En as mense daaroor praat, dan moet 'n mens sê, maar God is dan die groot tegnoloog, die eerste tegnoloog. Hy is die een wat lig en duisternis geskei het. Dis hy wat die grond en die water van mekaar geskei het. Wat chaos ordelik en toeganklik gemaak het vir ons. In Matteus 13 is Jesus in Nasaret, en dan leer hy die mense, en dan sê hulle, maar is hy nie die timmerman se seun nie? En die woord timmerman in Grieks is tekton. En jy kan maar net dink, watter woorde kom van die woord tekton af. Dit beteken eintlik baie meer as net houtwerker, dit beteken eintlik bouer.
skepper van dinge. Min het die mense van Nasaret geweet dat Jesus is nie net die seun van Josef, die skepper van dinge nie, hy is die seun van die skepper van die heelal. Soos ek gesê het, ons tegnologie kom partykeer baie naby aan ons. Wie van julle het nou al 'n part in jou liggaam waarmee jy nie gebore is nie? 'n heup of 'n knie, of ek het nou daag 'n vriendin van ons het selfs haar duim vervanging gehad. So dit gebeur, né? Goed kom naby aan jou. En deel van een van die effekte wat 'n mens kry, ja, ek sou nie sê ons is heeltemal soos Arnold Schwarzenegger nie, maar miskien is daar al ietsie in jou wat nie saam met jou in die wêreld ingekom het nie. Ek weet nie wie van julle kan die Tamagotchis onthou nie, ek dink dit was in 1996 of iets. Het die Japaneese hierdie speelgoed gemaak in die wêreld ingestuur, en dis eintlik so 'n elektroniese troeteldier, en hulle het baie stres in mense se lewens gebring, want van die eerste modelle het binne 'n dag, as jy nie nodige aandag aan hom gegee het nie, het hy sal ek sê, expire, het hy dood gegaan. En dit het mense onder ongelooflike stres gedoen. In sekere lande het hulle hierdie speelgoed verbied, omdat dit gemaak het dat kinders nie meer in die skool kan oplet nie, en mense senuwee ineenstortings gehad het, omdat hulle nie by hulle Tamagotchi by tyd uitkom nie. Maar die Tamagotchi effek beteken wanneer ek menslike waardes toeken aan iets wat nie lewendig is nie. Soos wanneer ek nou met jou moet praat oor my nuwe selfoon, dan het ek half die idee dat hy 'n bietjie hardkoppiger is as my vorige een. Asof hy partykeer agterkom, ek soek iets of ek sukkel, en dan is dit asof hy verstar en my nie wil help nie. Miskien is dit maar net my eie ongeduld. Maar op 'n manier is ons al besig om daai grens tussen tegnologie en die mens oor te steek. En dit is my baie interessant om daaroor te lees. Wat is die gevolge van tegnologie in ons lewens? Ek dink een van die dinge is dat dit ons kan seker by aangaan. Ja, baie hastig maak. Ek sal maar hieroor ook praat. Dit maak dat ons heeltyd gekonnekteer is. We are always present, always available, but never really present. Ek is altyd beskikbaar, maar ek is nooit regtig teenwoordig nie. Jy kan maar net by jouself dink daar waar jy nou sit. As jou kop nie nou alweer terug by jou WhatsApp of wat ook al, en jy wonder wat het nou daar gebeur, die 20 minute wat ek nou al hier in die kerk sit. Ek dink ook tegnologie maak ons ongelooflik haastig. Dit voel vir my al meer, veral as ek in die verkeer is, asof ons haastige mense is in 'n wêreld wat stadig is. Al stadiger beweeg, hoe haastiger ons raak. Hierdie invloed van tegnologie maak dat, ek hoor daar skole wat sê, maar hulle verklaar hulle skoolgrond as 'n foonvrye sone, en ek dink is 'n goeie ding, maar daar is ook ander skole wat sê, nee, ons gaan na elke 15 minute van klas gee, gaan ons 'n sosiale media pause inbou, dat die kinders net weer kan sien, die wêreld het nie vergaan nie, ek het nie 28 pauses gemis op my foon nie, ek kan nou maar weer aangaan met die wiskunde klas. Wat ook gebeur, dink ek, is dat ons elke leë oomblik volmaak met iets. Die oomblik as ek in die ry staan vir my lisensie en dit lyk of dit 'n bietjie lank gaan vat, dan haal ek my foon uit. En dan is ek besig. Dan hoef ek met niemand om my te praat nie, ek hoef niemand om my raak te sien nie. Ek kan daai leë oomblikke vul met vermaak of interessante goeters. En ek dink as dit by ons kinders kom, dan kan dit 'n probleem wees. Daar's 'n vrou, Glennon Doyle. Sy is 'n aktivis vir kinder- en vroueregte. En sy het gesê, wanneer ons fone in kinders se hande stop, steel ons hulle verveeld wees. As gevolg daarvan maak ons 'n generasie skrywers groot, wat nooit gaan begin skryf nie. Kunstenaars, wat nooit gaan begin doodle nie. Chefs, wat nooit 'n gemors van die kombuis gaan maak nie. Moenie te gou vir jou kinders 'n foon in die hand stop, of 'n toestel in die hand stop, 'n skerm in die hand stop nie. En ek wil vir die kinders sê, as jou ouers nog weier om vir jou 'n selfoon te gee, of as hulle vir jou sê, sit af die TV, gaan speel buite, is nie omdat hulle lelik is nie, is omdat hulle wil hê jy moet jou verstand gebruik. En as jy vir jou pa sê, pa, ek is verveeld, ek weet nie wat om te doen nie, en jou pa sê vir jou, kry iets om te doen, vind iets uit om te doen,
is dit tot jou eie beswil. So met jou pa wil hê, jy moet jou verstand gebruik en ontwikkel. Nog 'n gevolg van tegnologie, eintlik dan nou maar meer, ek is nou meer in die aanlyn tegnologie in, is hierdie breinlose geblaai, né? Redelose rol, wat jy maar net scroll, soos die Engelse sê, en voor jy ooit vee, is daar 'n uur verby. Hoekom is dit so moeilik om op te hou? Want hierdie hele stelsel is so ontwerp om jou vas te hou. Daar's 'n dopamien wat vrygestel word elke keer as jy iets interessant sien, iets nuuts sien, en daai dopamien hou jou vas. 'n Dopamien gelaaide beloningssiklus. So is hierdie platforms almal ontwerp soos 'n dobbelmasjien. Net sodra jy dink, nou gaan ek ophou, dan lui daar 'n klok of gebeur daar iets. Nou ek verstaan dit is 'n ontsnapping van negatiewe gevoelens. Partykeer wil jy wegkom van die stres van jou werk of van die dag of van verhoudings. Miskien is dit vir jou ontsnapping van frustrasie. Miskien is jou lewe maar net eenvoudig nie vol genoeg nie. En dit is vir jou uitkoms in verveelde tye. En ek verstaan, daar's 'n plek vir vermaak. En daar's ook ongelooflike waarde in tegnologie en in die internet. Ek meen, ek sal my bediening baie moeilik kan doen sonder die internet. Ek weet nie hoe sal ek kan nie. Hierdie boek van Glennon Doyle het ek nou by die huis vergeet, en gisteraand kon ek maar net op die internet gaan en presies by die bladsy uitkom, en by die aanhaling wat ek so graag wou gelees het. Ek dink 'n goeie vraag om vir jouself te vra is die tegnologie in my lewe, is dit 'n instrument? Is dit 'n instrument of is dit 'n instrukteur? Is dit iets wat ek gebruik, of is dit nou al iets wat my gebruik? Is ek in beheer, of het ek beheer oorgegee? Hier is nogal 'n goeie boek om te lees, Samuel James, oor die invloed van liturgie of van digitale wêreld op ons lewe en ons denkpatrone. En een van die velde waar dit baie sigbaar is in die vorm van identiteit, hoe jong mense hulle identiteit vorm. Dis nie meer iets wat jy by God kry en in Christus vind nie. My identiteit is iets wat ek nou self ontwerp en skep en in stand hou en heeltemal kan verander. Ek kan myself herontwerp en dan lyk ek en is ek sommer net heeltemal anderster. Een van die gevolge van die internet, ek wil nou nie aangaan nie, ja, eksplosiewe individualisme, ek gaan nie baie daaroor sê nie, dis maar net wanneer ek sê, maar ek moet myself, my eie unieke persoonlikheid ontmoet, en dan moet ek dit ten alle koste uitleef. My waarheid, my storie, my waarheid. Volg jou hart, jy is anders as almal, hoef in geen mold in te pas nie. Jy ken dit, en jy kan dit sien ook. Wat sê Christelike wysheid nou? Miskien moet ek ook net dit sê. Dit is goed om te onthou dat die hele internet is ontwerp om te ego wat jy vir hulle gee. So natuurlik as jy vir die internet 'n vraag gaan vra, gaan dit vir jou antwoord gee waarvan jy hou. Want die internet weet waarvan jy hou. Hy het geleer deur algoritmes. So jy is 'n slaaf van 'n stelsel wat jou nie uitdaag of aanmoedig nie, maar wat maar net jou eie goed vir jou teruggee. Wat sê Christelike wysheid? Dit sê ek is in opstand van nature teen my Skepper. Ek is geliefd. Die doel van my lewe is om die liefde van Christus te ervaar en te demonstreer. Die doel van my lewe is nie om my eie unieke persoonlikheid te ontdek en ten alle koste ter wille van myself te gaan uitleef nie. Wat stel ek voor? Stel grense aan jou verhouding met tegnologie, veral hoe jy jou foon gebruik, die internet gebruik. Sit jou kennisgewings af. My vrou het al baie vir my gesê, mute hierdie kennisgewings, dat jy nie elke 10 minute hoor daar is iets aan die gang op jou foon nie. Vat 'n breek van jou foon en jou rekenaar. Sit dit partykeer af. Gaan sit dit in 'n ander vertrek. Voordat jy begin blaai, besluit waarna jy soek en waarna jy wil kyk. En vat daai beheer 'n bietjie terug. Maar nou wil ek vir jou sê, is dit al? Is dit al wat ek vanoggend vir julle oor tegnologie hoef te sê? En kan ons nou huis toe gaan en sê, ek is dankbaar vir tegnologie en ek besef ek moet dit met meer wysheid gebruik?
maar dankie tog dat ek soveel tegnologie in my lewe het. Ek dink, dis nie al nie. As ek sê ons is tegnologies geseënd, dan leer die woord ons dat God ons altyd seën om verander tot seën te wees. En dis wat tegnologie of wat die aanlyn wêreld jou wil nie by laat uitkom nie, is om te besef maar daar's soveel ander mense wat rondom jou leef. Die aanlyn wêreld sê vir jou dit gaan net oor jouself. Ek dink dis nou gister of in hierdie Vrydag was dit Werkersdag. En dan help dit om net altyd so 'n bietjie te kyk na die toestand in ons land, die ekonomie in ons land. En ek gaan net so vinnig vir julle 'n paar syfers van dit wys. Yes, ek vang hom nog nie lekker nie. Ander, ek dink jy moet hom al vir my daar doen, ja. Ekonomies in ons land, dit hang nou maar waar jy jou statistiek kry, maar die kronies arme mense, 48%, 30 miljoen, dis nou mense wat volgens sekere norme minder as R1.500 per maand per persoon het om van te leef. Die tydelike arme mense wat hoop hulle is net vir 'n rukkie arm, 13%. Die kwesbare middelklas, 14%. Stabiele middelklas en elite, 25%. So op 'n manier is die gaping besig om groot te word, né? Jy sien, daar's nie so baie mense in die middel nie. Die meeste mense is of aan die hoë inkomste kant of die regtig arme mense. 10 miljoen mense in ons land woon in plakkerskampe. Net 17% van ons land se bevolking behoort aan 'n mediese fonds. Net 21% het geen toegang tot die internet nie. Wat 'n mens kan sê is maar 'n basiese vorm van tegnologie. Ek het baie lesings bygewoon jare terug wat gegaan het oor hoe tegnologie en die 4de industriële revolusie 'n verskil gaan maak in die ekonomie van ons land en in die lewens van regtig arme mense. Ongelukkig moet ek vir julle sê, in meeste plekke waar tegnologie vorentoe gaan, is daar maar altyd nog meer mense wat agterbly. Ek dink daar's goeie vrae om te vra oor tegnologie. Daar's 'n man, Jacques Ellul, hy was 'n Franse filosoof en hy het homself beskou as 'n Christelike anarchis. En hy het nogal baie vrae gevra. Hy het 'n boek geskryf met 67 vrae wat jy aan tegnologie kan vra. Ek gaan nou nie vanoggend al 67 vir julle vra nie, maar ek gaan net 'n paar deel. Vra wat jy aan tegnologie kan vra en moet vra. Wat doen dit? Wie bevoordeel dit? Kan 'n gewone mens dit regmaak as dit breek? Watter waardes bevorder dit? Wat word verloor wanneer jy dit gaan gebruik? En hoe beïnvloed dit die mindere mense in ons samelewing? Verminder of versterk dit menslike kreatiwiteit? Help of vervang dit iemand se hande? Wat is die impak daarvan op die omgewing? Hoeveel geraas maak dit? Ek werk nou die laaste tyd baie naby aan 'n Macadamia dehusker masjien. Daar's omtrent nie iets wat so geraas soos daai ding kan maak nie. Dis verskriklik. En ons verwag mense moet daar werk en dan moet hulle nog kan hoor as jy met hulle praat. En mooi hoor as jy met hulle praat. Vra wat 'n mens kan vra aan tegnologie voordat jy maar net blindelings dit aanskaf. Dan vriende, kom ek by die laaste deel van my preek. Professor Dani Veldsmann van die Universiteit van Pretoria, hy gebruik die verhaal van die blinde bedelaar Bartimeus om ons te laat nadink oor tegnologie en die impak daarvan en ons verantwoordelikheid in Suid-Afrika. En ek gaan nou vir u lees net die verhaal in Markus 10 van Bartimeus. Vers 46. Jesus en sy disippels en 'n klomp ander volgelinge is op pad na Jerusalem toe. Jerigo is so 17 myl buite Jerusalem. Dit is die tyd van die Paasfees, so daar is groepe wat verbykom en hoe dit gewerk het is die rabbi het gewoonlik omring deur 'n klomp van sy volgelinge gestap en soos dat hulle al nader in Jerusalem toe gekom het die rabbi dan nou ook vir hulle geleer terwyl hulle loop. Daarna kom hulle in Jerigo aan. Toe Jesus en sy disippels en 'n aansienlike menigte weer daarvandaan verder gaan, sit daar 'n blinde bedelaar Bartimeus, seun van Timeus,
langs die pad. Toe hy hoor dat dit Jesus van Nasaret is, het hy begin uitroep: Jesus, seun van Dawid, ontferm U tog oor my. Baie mense het met hom geraas en gesê hy moet stil bly. Maar hy het al hoe harder uitgeroep: Seun van Dawid, ontferm U tog oor my. Jesus het gaan staan en gesê: Roep hom nader. Hulle roep toe die blinde man en sê vir hom: Hou moed, staan op, hy roep jou. Hy het sy bootleed net daar gelos en opgespring en na Jesus toe gegaan. Jesus vra vir hom: Wat wil jy hê moet ek vir jou doen? Rabboni, leermeester, sê die blinde man vir hom, dat ek kan sien. Jesus sê daarop vir hom: Jy kan maar gaan, jou geloof het jou gered. Dadelik kon hy sien en hy het op die pad agter Jesus aangegaan. Bartimeus, ek wil dit ook net vir u sê, as mense nou praat oor die ekonomie van ons land, dan is daar, soos ek gesê het, baie mense wat ons kan sê is die have-nots en die haves, en dan is daar ook nou 'n nuwe klas wat hulle noem die never will haves, the never will haves, en hulle word ook al meer. Maar Bartimeus kan mense nou maar beskou as, hy was 'n have-not en miskien ook 'n never will have, 'n magtelose man wat op die rand van die samelewing geleef het. En hy roep om hulp, maar die skare, vir hulle is hy 'n verleentheid. Hulle wil liewerste hy moet stil bly, hy moet liewerste nie daar wees nie. En dan die eerste wonderwerk wat ek vir u wil noem, is eintlik 'n hartsverandering, né? Jesus stop, hy sê vir die skare, stop, gaan haal hom, bring die man vir my. Die eerste wonderwerk is dat hierdie skare wat hierdie man nie wil raak sien nie, hom nou moet raak sien. En dan gaan hulle hom toe, hulle sê vir hom: Hou moed, staan op, Jesus roep jou. En vriende, dit is die kerk se boodskap aan die wêreld. Dis ons boodskap aan die gemeenskap waarin ons elkeen leef. Hou moed, staan op, Jesus roep jou. 'n Hartsverandering wat in hierdie mense plaasvind. Die tweede wonderwerk is die wonderwerk van luister. Hulle wat vir Bartimeus stil gemaak het, is die mense wat nou moet stil bly en luister wanneer Jesus met Bartimeus praat. En Jesus vra vir Bartimeus: Wat wil jy hê moet ek vir jou doen? Jy sien, vriende, beggars can be choosers. Die Here sê vir hom: Wat wil jy hê? Die Seun van God vra vir 'n blinde bedelaar: Wat wil jy hê moet ek vir jou doen? As jy nou net die vorige stuk lees van Markus 10, dan gaan dit daaroor dat Jakobus en Johannes gestry het oor wie is die belangrikste, wie gaan die grootste kar ry in Jesus se koninkryk, wie gaan sy naby mense wees, wie gaan sy regering wees, en dan gee Jesus vir hulle 'n lesing oor leierskap en diens, en hy sê maar, by julle moet dit nie so werk soos by die wêreld, waar die leiers dink hulle volgelinge moet hulle dien nie. Want Christus het dit kom onderste bo draai. Miskien sê hy vir hulle met Bartimeus: Sien julle hoe werk 'n leier? Hy vat die minste, die stemloses, en hy vra vir hulle: Wat wil jy hê moet ek doen? Vriende, ek dink ons help mense partykeer, maar dan kom ons van 'n posisie af waar ons sê: Maar ek weet presies wat jy nodig het. Ek weet presies hoe ek jou wil help. Ons kom nie soos Jesus na Bartimeus toe en sê: Bartimeus, wat wil jy hê moet ek vir jou doen? Kies jy self. En dan, vriende, die derde wonderwerk is wanneer Bartimeus kan sien. En nie net sy oë word oopgemaak nie, maar ook die oë van die skare. Waar Jesus vir hulle sê: Julle loop en leef by mense verby en julle sien hulle nie raak nie. En dan die heel laaste wonderwerk, dink ek, is wanneer Jesus vir Bartimeus sê: Jy kan maar gaan, jou geloof het jou gered. Dadelik kon hy sien en het hy op die pad agter Jesus aangegaan. Hy word 'n volgeling van Jesus. Jesus sê vir hom: Jy kan maar gaan. Maar hy bly en hy kom en hy volg. Vriende, hoe gaan ek en jy die tegnologie in ons lewens met wysheid en verantwoordelikheid en dankbaarheid gebruik?
Maar hoe gaan ek en jy ook maak dat tegnologie in ons gemeenskap vir almal toeganklik is, meer toeganklik is? Want so dink ek, sal ons wat tegnologies geseënd is, dalk 'n seën kan wees vir ander. Mag die Here vir u daarin lei elke dag. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons aanbid U as die eerste groot tegnoloog. U wat geskep het uit niks uit. U wat tot orde gebring het die ganse skepping waarin ons leef. En ook soveel wyer en groter, Here, as wat ons vinnigste ruimtetye kan bereik. Dankie daarvoor, Here. Dankie dat ons in U skepping kan leef. En Here, U gee aan ons ook die opdrag van gaan leef met verantwoordelikheid in my skepping. En gebruik en geniet al die gawes wat ek vir jou gee en wat ek in die lewe in mense se harte en verstande laat gebore word en wat hulle met hulle hande kan maak. Here, ons kom dankie vanoggend vir al die tegnologie wat ons lewens omring, wat ons lewens soveel makliker maak, Here. Ons bely ook, Here, dat dit ons soms meer selfsugtig maak, meer ongeduldig maak, meer haastig maak. Help ons, Here, om tegnologie waarmee U ons seën, Here, met wysheid te gebruik en ook nie net tot voordeel van onsself nie, maar ook van 'n wyeer gemeenskap. Here, help ons om slim vrae te vra aan tegnologie voor ons dit deel maak van ons lewe of ons bedryf. Ek bid ook, Here, vir hierdie gemeente, dat U hulle sal sien op die pad wat hulle is. Ek dank Here vir elke bediening en aktiwiteit wat aan die gang is, en ek bid dat U dit sal seën en dat U die momentum daarvan sal versterk ook, Here, in hierdie tyd. En ek bid dat U koninkryk hier sal groei, Here, tot eer van U naam. Ek bid dit, Here, in Jesus se naam. Amen.